Here, selfs die liedere wat ons sing, hoe groot is U, en U is ons herder, en U is ons redder, het ons net al gesing. Bring maar net 'n bietjie 'n besef van wie U is, maar U is veel groter, U is veel meer as wat dit sê. En daarom as ons in afhanklikheid by U is, dan wil ons eintlik maar sê, kom openbaar U 'n stukkie van U self. U gaan deur Jesus 'n stukkie van U self vir ons kom wys, U hart vir ons kom wys. En help vir ons om daarop te reageer, dit te sê, maar dis wat God van my deur Jesus vra. Help vir ons om die woord te glo en die woord as ons riglyn te vat. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Goed, so ons is nou 8 weke besig gewees met Johannes, in Johannes, die boek wat Johannes geskryf het. Johannes was een van Jesus se disippels, julle weet, maar hy was nie net 'n disipel nie, hy was een van die 3 vertrouelinge wat Jesus gehad het, en hy het die boek geskryf, die laaste van al die boeke, die vier evangelies, so hy was al 'n ou man toe hy alles bymekaar gesit het, en dan sê hy baie mooi op die einde van hoofstuk 20, die rede hoekom hy hierdie boek geskryf het, is dit. Hy sê, Jesus het nog baie ander wondertekens gedoen, wat nie in hierdie boek beskryf is nie. So moenie dink hierdie 8 was al nie. Hy sê, voor sy disippels gedoen het, maar hierdie wondertekens wat hy in hierdie boek beskryf hy vir 'n klompie redes, en dis waar ons moet luister. Hy sê, eerstens, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is. Nou die Christus was die woord in Hebreëus, is die woord Messias. En in die Ou Testament is daar baie keer gesê, ons verwag die Messias gaan kom, en as die Messias gaan kom, dis 'n gesalfde, hy is die koning wat gaan kom, so hy sê, ek skryf hierdie wondertekens vir julle, sodat julle kan glo, dat Jesus die koning van die wêreld is, jou koning is, dis die eerste rede. Hy sê, die tweede rede kom ek skryf, sodat julle kan glo, hy is die seun van God. So as jy oor Jesus lees, oral waar jy oor Jesus lees, moet jy weet, die titel wat hy het, is seun van God. Dis hoekom hy dit skryf. En dan die derde rede hoekom ons hierdie wondertekens en al hierdie wonderwerke lees in die boek van Johannes, hy sê, sodat julle deur te glo in sy naam lewe kan hê. En dis waaroor Jesus gekom het. Ek het laasweek gesê, sy lewe vir jou lewe. Hy het gekom sodat jy, as jy dit glo, kan hier uitgaan vandag en sê, ek het die ewige lewe, ek het lewe ontvang by Jesus. Dis hoekom hy hierdie goed skryf, dis hoekom hierdie wonderwerke so belangrik is. So, as ons nou vandag se wonderwerk gaan lees, dan word hierdie wat ek nou net gelees het, vers 30 en 31 by hoofstuk 20 geskryf, en dan begin hoofstuk 21, maar dit begin eintlik by die vers net voor dit, vers 29, waar hy praat oor Thomas. Julle weet die storie, Jesus het aan die disippels verskyn na sy opstanding, so ek net sê, wat ek my eers onderbreek, die 7 wonderwerke wat ons tot nou toe gedoen het, was voor Jesus se dood. Hierdie wonderwerk is na sy opstanding. So na Jesus opgestaan het, het hy dieselfde aand aan die disippels verskyn. Julle weet, Thomas was nie daar nie, en Thomas, die ongelowige Thomas, hy het die volgende Sondag aand het Jesus weer aan hulle verskyn, toe was Thomas daar, en die storie word nou vertel, en dan sê hy die volgende, daarna, met ander woorde, na hy aan Thomas verskyn het Jesus weer aan sy disippels verskyn, dis die 3de keer, by die see van Tiberias. Dit het so gebeur. Simon, Petrus en Thomas, wat ook Didymus genoem is, ek dink met die Here seker gemaak dat hy daar is, anders gaan hy weer nie geglo het nie, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus, dit is Johannes en Jakobus, en 2 ander disippels was daar saam. Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan visvang. Die ander ouens sê, ons gaan saam met jou, sê hulle vir hom. En het gegaan in die skei geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Ek wys julle gou die kaart, daar bo is Kapernaum, dis waar hulle gewoon het, en hulle was vissermanne, en daarvan af het hulle dan besluit, wel ons gaan nou visvang. So, die hoofstuk wat ons lees, hoofstuk 21, waar ons nou gaan tyd spandeer, gaan nie net oor die wonderwerk nie. Dit gaan eintlik oor Petrus. So, wie was Petrus gewees? Petrus het 'n vrou gehad en 'n skoonma, en sy skoonma het by hulle gebly, so dit is heeltemal alright.
As die skoonma by jou bly, moet jy dankbaar wees, want dit is, Petrus sê dit. Hy het gebly saam met sy ma, sy vrou en sy skoonma. Jesus het ook 'n tydjie daar kom bly. As Jesus in Kapernaum was, het hy by hulle in die huis gebly. Jesus het nooit sy eie huis gehad nie. Hy het altyd by mense gebly en ergens 'n slaapplek gesoek. Sy naam was, daarom beskryf Johannes hom hier as Simon Petrus, want sy naam was eintlik Simon. Toe Jesus hom geroep het, het hy nie die naam Petrus gehad nie. Hy het die naam Simon gehad. En toe het Jesus hom geroep te sê vir hom, jou naam is Simon, maar ek gaan jou sommer Petrus noem. En Petrus was sy bynaam. En dit beteken rots. So Jesus sien in hom klaar die potensiaal om te sê, jy gaan 'n leier word. En uiteindelik sê Jesus vir hom, Petrus, en dan sê hy vir hom, jy is die rots, en ek wil my kerk bou op die evangelie, en jy moet die leier wees. En dis wat Jesus hom voor geroep het, so dis waarvoor Petrus daar was. Maar dan gebeur dit dat hy vol van grace, hy het heeltemal verlore, hy het eintlik sy status verloor, en hy het 3 goeders gedoen, dink ek, wat sy status laat verloor het. Die eerste ding is, die aand toe Jesus gekruisig is, of toe hy verhoor is, toe is Petrus daar, en hy kruip weg, en die ouens sê vir hom, ek ken jy nie hierdie man nie, dan sê hy, ek ken nie man nie, en die tweede keer vra iemand vir hom, ken jy hierdie ou, toe sê hy, nee, ek ken hom glad nie, en die derde keer toe iemand vir hom sê, maar jy ken hierdie man, toe vloek hy, dat staan in die Bybel, hy het gevloek, en hy gesê, ek ken nie hierdie man nie, en toe kraai die haan, en toe weet Petrus. So dis die eerste fall from grace, is dat hy wat eintlik die leier was. Jesus het hom gesê, ek noem jou Petrus, jy is die leier van die kerk, as ek nie meer is nie, moet jy asseblief vir die ouens verder vat, en my gaan vertel van my verlossingsdade. Die tweede ding wat ek dink Petrus nie daar was nie, as leier nie, is by die opstanding. Ek het al baie gesê vir julle, hoekom was hy nie voor die graf nie? Jesus het gesê hy gaan opstaan. Hy moes die leier gewees het, sê ouens, kom, Jesus het gesê hy gaan opstaan op die 3de dag, kom ek vat julle almal soontoe, en ons gaan staan daar voor die graf en wag vir hom op te staan. Hy was nie daar nie. Toe die vrouens kom en hulle sê vir hom, Petrus, hoor jy, Jesus het opgestaan, toe glo hulle nie. Hy het eers geglo die aand, daai Sondag aand, toe Jesus aan hulle verskyn het. So hy het nie die leiding geneem wat hy veronderstel was om te neem nie. En ek dink die tyd was vir hom te kort. Jesus het ingekom, verskyn en weer weg gewees. Petrus kon nie vir hom sê, jammer, Here, ek vra asseblief vergewe my dat ek jy verloon het. Daar was nooit tyd om dit reg te maak nie. So nou gebeur dit tussen 20 en 30 dae na Jesus se opstanding, so 10 dae voordat Jesus hemel toe gegaan het. Kort tydjie voor dit. Is Petrus daar terug by sy dorpie wat ek nou gewys het in Kapernaum, en sy besigheid was om vis te vang. Hy het 'n boot gehad, en het lyk asof hy op hierdie stadium glad nie meer belangstel om hierdie mense te lei nie, want sy werk was om hulle te lei. Die Here het vir hulle gesê, gaan wag op die berg, ek sal daar vir julle verskyn voor ek hemel toe is. Hulle doen dit nie. Hy sê, terug na my ou werk toe, ek gaan vis vang. So dis die storie van Petrus. Nou is dit tyd vir Jesus, nadat hy hierdie storie vertel het, om die wonderwerk te kom doen. So kom ons lees daar by vers 4 verder. Hy sê, toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gaan staan. Maar die disippels het nie geweet dit is hy nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle iets gevang om te eet? Nee, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, dan sal julle iets kry. Hulle het toe hulle het die net toe daar uitgegooi, en vanweë die groot klomp vis, kon hulle dit nie weer intrek nie. Die disipel vir Jesus, wat vir Jesus baie lief was, dis Johannes beskryf hom altyd so, sê toe vir Petrus, dis die Here. En toe Simon Petrus hoor, dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy boelei was kaal, en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, omtrent 100 tree. En die ander disippels het by die skuitjie gekom, en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand, en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. En Jesus sê toe vir hulle, bring die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net in die land getrek. Dit was vol groot visse, 153, en almal
en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus sê toe, kom, neem die brood en gee dit vir hulle, en dit net ook so die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy die dood het opgewek word. Die wonderwerk is eenvoudig, het werk soos al die ander wonderwerke wat Johannes beskryf het. Dit vra van die mense wat deel is van die wonderwerk, om gehoorsaam te wees. En die meeste van die wonderwerke, het hulle nie Jesus geken nie. Hulle geweet wie is Jesus. Hier staan hierdie ouens, hulle kyk na die ou op die kant, hulle ken hom nie, hulle herken hom nie. Jesus is aan 'n ander voorkoms daar. Hy sê vir hulle, luister, wees gehoorsaam, en hulle is gehoorsaam. 'n onbekende man vra vir hulle, sê vir hulle, gooi in die regterkant, en dit is asof hulle net die gesag gehoor het, en dan gebeur die wonderwerk. Die net is vol, 153 visse, ek weet nie wie dit getel nie, maar hulle sê 153 groot visse, dis die eerste wonderwerk, en die tweede wonderwerk is dat die net het nie geskeur nie. Hulle sê, vir so baie visse moes die net geskeur het, dan sou die wonderwerk platgeval het, en Jesus beskerm die net, en hy help hulle eintlik, deur sy goddelike krag, om daai net op die grond, op die strand te kan kry, sodat hulle hierdie wonderwerk kan beleef. En toe Johannes sien, dis die Here of Jesus, toe sê hy, dis die Here, want hy sien die gesag, en toe Petrus besef, maar dis 'n tipies Petrus, trek sy hemp uit, spring in die water en swem, gaan 100 tree die kant toe, hy help nie sy pelle nie, hulle moes maar sukkel, hulle is maar nou net 5 ouens, om hierdie boot uit te kry, want hulle het gewonder wie is hy, hoor wat sê hulle, nie een van die disippels het so ver gekom om te vra wie is hy nie, so hulle het 'n vreemde man, hulle weet dis die Here, maar hulle is ook nie seker of dit die Here is nie. En dan kom doen Jesus 'n ander wonderwerk. En ek sê, dis die rede vir sy besoek, want die meeste wonderwerke wat ons gelees het in Johannes, het 'n boodskap na die tyd gehad. Jesus vermeerder die vis, en dan praat hy oor dat hy is die brood van die lewe. Elke keer as hy iets doen, dan vertel hy die rede hoekom hy daar is. En ek dink dis die rede hoekom hy hier is. Hy is hier, omdat Petrus was veronderstel om die leier te wees, en hy gaan vang weer vis. Hy lei hulle nie, hy vertel vir niemand van Jesus nie, hy vertel nie van hulle dat Jesus die seun van God is nie, niks daarvan nie. So is dit asof Jesus kom en die reset knoppie druk, want hy het in Petrus genoeg gesien om die kerk te lei. Dis wat dan verder gebeur. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Meer as hulle hier. Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Jesus vra hom 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Jesus sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom 'n derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? En Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom om 'n derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy jouself jou klere vasgemaak, en gegaan waar jy wil, maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek, en iemand anders sal jou vasmaak, en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê, en daarmee aangedui deur watter so dood Petrus God so verheerlik. Daarna sê hy vir hom, volg my. It's an amazing story van die reset van Petrus. Want hier voor almal, hy roep hom nie een kant, en sê, hoor, ek kom 'n bietjie met jou een kant praat nie. Voor al sy disippels, almal daar om die vuurtjie, kom hy na hom toe, en hy sê vir hom, Petrus, het jy my lief? En hy vra dit 3 keer, ons gaan nou terugkom daarna. En ek het dink die 3 keer het uit te waai met die 3 keer se verloning. 3 keer het jy gesê, ek ken nie man nie. Nou moet jy 3 keer voor almal bely, dat jy my lief het. 3 keer sê hy vir hom. Die tweede ding wat vir my uitstaan, as hy sê, toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus,
Simon seun van Johannes, het jy my lief? Baie meer as hulle hier. Nou, ek wil die Engels lees, wat hy sê hier, Simon, son of John, do you love me more than these? En ek dink is die handbeweging wat alles sê, het hy sy handbeweging so gemaak en gesê, hierdie disciples, voor al hierdie disciples, is jy my meer lief as al hierdie disciples? Dit kan wees. Ek dink wat gebeur het, want daar staan dies. So, ek wonder of hy nie na die visse in die boot en al hierdie goed gelyk in die see gewys, en sê, Petrus, jy is besig om vis te vang, terwyl jy eintlik die leier is van die kerk, het jy my meer lief as al hierdie goed wat jou lewe so vol maak. En dis die eerste les wat ek daaruit leer. Wat is dit wat my lewe so vol maak in jou lewe? Dat die Here vir ons sal sê, het jy hierdie goed wat jou lewe so vol maak? Het jy my liewer as dit? Sal jy meer toegewyd aan my wees? Nou al ek dink Petrus het daarmee gesukkel. Dis die eerste ding wat ek hoor, is dat hy moet 'n keuse maak tussen of dan die disippels, maar of dan ek dink al hierdie goed wat hy op die oomblik besig mee was. Die tweede ding wat ons moet agterkom is dat hy noem hom die heeltyd Simon. Want hy is nie meer die rots nie. Hy was veronderstel om die rots te wees, wat die kerk moes vorentoe gevat het. Hy was die een wat die sterk een moes wees. Jesus 3 keer sê vir hom Simon. Gebruik hom op sy naam, om eintlik vir hom te sê, jy's nie waar jy moet wees nie. Jy's nie Petrus, jy's veronderstel om Petrus te wees. Die derde ding wat ons nie hier raak sien nie, is omdat ons nie Aramees en Grieks ken nie. Die Nuwe Testament is in Grieks geskryf, maar Jesus en sy disippels het in Aramees met mekaar gepraat. So die storie sou in Aramees plaasgevind het. Aramees is 'n deel van 'n Hebreëse dialek. En Jesus het Aramees gepraat. So in sy Johannes kom en hy, omdat die taal van daai tyd was Grieks, skryf hy die brief sodat almal dit kan verstaan. Hy skryf dit in Grieks. So wat ons nie verstaan nie, is die 2 woorde wat Jesus, daar's meer as 1 woord vir liefde, wat ons het 1 woord vir liefde, terwyl die Aramees en die Grieks 4 woorde vir liefde het. Die eerste woord vir liefde wat Jesus hier gebruik, is die woordjie chaff. En dit beteken deeply love or to set on fire. En die Grieks beteken to have love for someone based on a sincere appreciation and a high regard. Dis die woord wat Jesus gebruik. Dis 'n liefde wat van jou vra om verantwoordelik te wees, met respek op te tree, om jouself op te offer. Dit is die kruisliefde, dis die liefde wat Johannes 3 vers 16 weer vertel word, wat sê, God het die wêreld so lief gehad. Dis 'n kruisliefde, dit is 'n oorgee liefde, dit is 'n opofferende liefde. Dit is die ultimate van die liefdes wat daar is. Dit vra Jesus vir hom. Petrus' reaksie is meek en mild en hy's eerlik. Vir 'n slag is hy eerlik om te besef. Ek het so droog gemaak, as ek nou vir Jesus sê, ek het vir u opofferend lief, ek het vir u agapo lief of chaff lief, dan sal hy weet, dis nie so nie. En al my disipelmaatjies gaan weet, maar dis nie waar nie, Petrus, want jy het hom verloon. 10, 30 dae terug het jy hom verloon. Jy kan nie nou sê, jy het hom so lief, dat jy alles sal opoffer nie. En die manier hoe Petrus dan antwoord, is hy gebruik die Arameese woord ragam, of dan soos Johannes het vertaal, is phileo. To have love or affection for someone based on association, affectionate, kindly, to show love, tender, friendship, love. Met ander woorde, as jy in Afrikaans dit sou sê, jy sal sê, ek is so lief vir my vriend of vriendin. Maar dis anderster as die liefde wat jy vir God het. Die liefde wat God vir ons het. Dis 'n hoër vlak van liefde. So Petrus antwoord hom. Twee keer vra Jesus vir hom, nou sê hy vir hom, het jy my agapo lief? Het jy my so lief, dat jy jou lewe vir my sal opoffer? En dan sê Petrus vir hom, Here, ek het u lief as my beste vriend. Ek het vir u lief as 'n vriend. Dan sê Jesus vir hom weer, Petrus, het jy my lief, dat jy jou lewe vir my sal opoffer? Sê, ja, Here, ek het vir u lief soos 'n vriend. En al die disippels hoor dit. Petrus is vir 'n slag eerlik. En dan die derde keer sê Jesus vir hom, Petrus, het jy my dan nou lief soos 'n vriend? En dan begin Petrus huil. En sê, ja, Here, ek het vir u gevloek,
maar jy is nou eerlik. Toe ek het gevloek toe hulle gevra het, ken jy vir Jesus? En nou is ek eerlik, ek kan nie op hierdie stadium vir u sê, ek het vir u lief opofferend nie. En dit is amazing wat Jesus dan hier kom doen. Hy gee vir hom elke keer 3 opdragte. Die eerste keer sê hy, laat my lammers wei. Die tweede keer sê hy vir hom, pas my skape op. Dan die derde keer sê hy, laat my skape wei. So dis opdragte van herderskap. Dis opdragte van leierskap. Hy kom nie en hy sê voor al die disippels, Petrus, na al die goed wat ek nou vir jou gevra het, sê ek vir jou, jy's nie goed genoeg om die leier te wees nie. Ek gee die leierskap nou vir Johannes of vir Jakobus of wie ook al. Hy sê nie daardeur dit nie. Die hele tyd wat hy na elke keer wat hy vir hom vra, herstel hy sy posisie. Hy sê vir hom, jy is die herder wat die skape moet lei. Jy moet hulle voeding gee, want die skape wat hy praat altyd van die mense as die skape wat herderloos. Die mense wat herderloos is so skape wat sonder 'n herder is. Hy stel hom aan, hy herstel sy posisie. Hy het die reset knoppie gedruk. So hy transformeer hom met liefde. En dan weet julle wat gebeur het. Net so 20 dae later, dan word die Heilige Gees uitgestort. En dan is dit nie Simon wat opstaan en voor die mense kom preek nie. Dan is dit Petrus. Daar staan Petrus, hy het opgestaan, hy het die leierskap oorgevat, want Jesus het hom kom herstel. Hy voel nie meer nutteloos, waardeloos. Hy het God verloon, hy het Jesus verloon, hy is niks werd nie. Jesus kom en hy sê, ek gaan jou reset, ek gaan jou kom regmaak. En dan, so 20 dae later, dan staan hy op, dan spreek hy voor die mense, en dan kom 3000 mense tot bekering, en dan kan jy die hele handelinge gaan lees, Petrus elke keer is in die moeilikheid, dan wil hulle hom arresteer, dan is hy in die tronk, dan is hy in die moeilikheid, omdat hy nie ophou praat nie, nou het hy Petrus geword, en hy lei die kerk. Soveel so, dat hulle op stadium in Rome in hegtenis neem, en dan kom waar, dit wat Jesus vir hom gesê het. Hy sê, voorwaar, ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord, en rondgegaan waar jy wou, maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek, en 'n ander sal jou gord, en bring waar jy nie wil wees nie, en dit het Jesus gesê, om te wys, om aan te dui deur hoe danige dood, hy God sou verheerlik, toe hy vir hom sê, volg my. So hoe het hy hom verheerlik, toe hy in Rome nie kon ophou praat oor Jesus nie, hy is Petrus, hy is nooit weer Simon gewees nie, want hy is gereset, hy is gerecommissioned, hy het weer sy werk gekry, as leier. Toe vat hulle hom, en hulle kruisig hom. En hy sê, hy het die laaste sê gehad, en sê, jy gaan my nie so kruisig soos Jesus nie, jy gaan my omdraai, want ek weier om soos my Jesus te sterf, en hy het hom onderste bo gekruisig. En dis wat Jesus vir hom gesê het, dis hoe jy sal sterf. Jy sal doodgaan as 'n leier, maar ook as iemand wat 'n martyr is. Wat is 'n martyr in Afrikaans? Martelaar is. Dis wie hy was. So Jesus kom en hy kom reset hom. Die tema wat ek vanoggend gekies het was getransformeer om lief te hê. Dis Jesus se styl. Is om mense te transformeer om hom lief te hê. En dis wat hy kom doen net met Petrus. Dis om te sê, en dis die boodskap vir ons, is om te sê, dat as Jesus kom, en hy kom druk die reset knoppie in my lewe. En vanoggend is dit dalk so, dat hy by jou en by my die reset knoppie druk, om te sê, as jy sê, jy is lief vir my, of jy volg my, en jy is my kind, as jy dit sê, dan transformeer ek jou. Ek maak jou oor, ek gee vir jou 'n nuwe lewe, sodat jy my kan lief hê. En dis die vraag, want dis wat ek maar moet vra in die week, en jy moet maar vir jouself vra, het jy my lief? Dis die vraag wat hy vir ons dan ook vra. Het jy my lief, soos wat Petrus hier so moes geantwoord het? So wat het ons nodig om te groei in ons liefde vir Jesus? Ek dink in die eerste plek moet ons weet dat Jesus het ons onvoorwaardelik lief. Voor Jesus van jou kom vra, hê my lief. Kom hy en hy sê, ek het jou so lief. En dis die benchmark. En dit is nie net 'n vriendskapliefde nie. Dit is nie net ek weet van Jesus liefde nie. Dis 'n liefde wat jy sê, ek het jy lief met die hoogste respek.
So die eerste ding wat ek dink ons moet aan werk is om leer Jesus beter te leer ken, om Jesus beter te leer ken. En soos in enige verhouding, julle wat kan nog terugdink, ou en 'n meisie was, hoe maak jy? Jy spandeer tyd met mekaar om die ander persoon te leer ken. En Jesus is deur sy woord kenbaar. Hy's nie 'n onkenbare God nie. Hy's nie 'n vreemde God nie. Hy's nie 'n God wat jy niks van weet nie. Hy sê ek maak myself in hierdie woord kenbaar. Jy kan enige tyd, as jy tyd spandeer met my, kan jy my beter leer ken. En julle wat nou ouens en meisie was en nou is op die oomblik, wat nou getroud is, julle sal weet, dis 'n besluit wat jy neem. Ek noem dit intentioneel en tyd. Dis wat jy nodig het. As jy 'n jong koppel is, dan maak jy moeite. Jy's intentioneel, jy neem 'n besluit. Ek gaan nou in my kar klim en na my meisie ry. En ek gaan daar kom en ek gaan tyd met haar spandeer. Dis al. Daar's niks verder wat gebeur. Dis vrye ry en sulke goed nie. Ek gaan haar beter leer ken. Dis hoekom ek soontoe gekom het. Vrye ry is na die troue. Daai tyd moet jy net moeite doen om haar beter te leer ken. Dis wat jy doen. Dis dieselfde met Jesus. As hy sê, ek het jou so lief, dat ek vir jou dood sal gaan, en ek het vir jou dood gegaan, ek wil hê jy moet my terug lief hê, dan moet ek intensie hê en tyd maak. Ek moet sê, ek gaan moeite doen om hom beter te leer ken. En ek al hoeveel keer gesê, lees die woord. Kry vir jou 'n plan, kry vir jou 'n leesplan. As jy nie weet van hoe 'n plan te kry nie, vat dan die Nuwe Testament se eerste 4 boeke en lees dit, want dit vertel jou alles oor Jesus. En skryf voor jy dit begin lees. Ek weet ons man sukkel om te journaliseer, maar skryf neer en te sê ek gaan hierdie boeke lees sodat ek vir Jesus beter kan leer ken. En dan elke vers wat jy deurlees, sê okay, hierso kan ek verbeter. Hier's Jesus se karakter. Ek het dit al baie so gedoen. Ek wil leer van Jesus. Daarom lees ek sy woord. Dis die intentionele besluit wat ou doen. Die tweede wat daarmee saamgaan is om te sê ek spandeer tyd in gebed. Dit gaan so saam. En ek weet baie mense sê ek sukkel om te bid. Nou as jy sukkel om te bid, gaan skryf 'n gebed neer. En dan lees jy dit. Dis nog steeds 'n gebed. As jy nie kan eers skryf nie, dan vat jy 'n psalm. En dan lees jy dit hardop vir die Here as 'n gebed. Die Here wil hê jy moet hy wys deur sy woord dat hy vir ons lief is en deur ons gebed wys ons dat ons vir hom lief is. Ons sê dit vir hom. Here, ek het U lief met my hele hart, met my hele siel, my verstand. En dis waar dit begin. Die derde ding wat saam is met hierdie leer van meer te weet van Jesus is om hom te vertrou. Om te groei in jou geloof en groei in jou vertroue. Hoe meer ons weet, hoe meer ons leer, hoe meer jy van God leer is, hoe meer sal jy hom begin vertrou vir jou toekoms. Die vierde ding wat ons nodig het is dat ons moet leef onder die beheer van die Gees. Toe Jesus weggegaan het hy vir sy disippels gesê, ek gaan jou nie alleen los nie. Ek gaan by julle wees. Ek gaan die Heilige Gees vir julle gee, en hy gaan julle leer, en hy gaan julle lei, en hy gaan julle comfort, en hy sal vir julle troos bring, maar hy gaan by jou wees. En waarom is dit, wat kom doen hy? Hy kom leer ons alles van Jesus. En daarom het dit nodig, as jy dan in die oggend gaan sit, of wanneer ook al jy gaan sit by die Here, sê Here, ek wil vir U vra deur die Heilige Gees. Ek is vanoggend hier nie om te kom bid vir al hierdie gebedsversoeke nie, ek sal 'n ander dag daarvoor bid, maar ek wil nou by U kom sit en sê, Heilige Gees, leer my van Jesus. Leer my van die liefde wat ek moet hê. Weet jy wat sal gebeur? Hy gaan jou leer. Jy gaan lees 'n stukkie in die Bybel, as jy 'n leesplan kry op die YouVersion, doen dit, maar begin intentioneel sê, ek het die Heilige Gees. As jy gelowig is, het jy die Heilige Gees. Jy moet self gaan vra, waar bly die Heilige Gees? Hy is dalk in die besemkas weggesteek, hy is in jou huis, so af en toe het ek hom nodig. Sê van, kom uit die kas uit, kom bly by my, verander my, en dis die volgende ding, leer my oor gehoorsaamheid,
Want dis die groot ding, dis die ding waar ek sukkel en ek dink julle sukkel. Want ons lees in die Bybel en ons hoor goeters en ons stry met die Here en sê, ja, maar dit kan nie meer so werk, ons moet dit verander. Die lewe is 'n bietjie anders, dit is bietjie moeiliker. Nee. Leer om gehoorsaam te wees deur die Heilige Gees aan God se woord. En dan assosieer met ander gelowiges. Jy gaan nie meer van Jesus leer as jy uithang. Ek wil nou nie krities wees nie, maar as jy uithang by die kroege en die plekke waar die ouens drink en tussen die sondaars en die ouens wat God verloon nie. Jy gaan niks daarvan Jesus leer nie. Dit help jy hang uit met daai ouens nie. Jy is maar die regte plek vandag. Hang uit met hierdie mense. En begin meer soos Jesus by as hulle dan deel is van die ouens wat miskien ook nie die Here eer nie, begin dan saam. Sê ons is hier nie omdat ons Afrikaners is nie, maar ons is hier omdat ons gelowiges is. En dan die laaste ding is, hê ander lief soos Jesus. Hê ander lief soos Jesus. Begin om raak te sien. Elke ander ou, elke sondaar, maar elke ander mens met wie jy te doen het die potensiaal om Jesus lief te hê. Want God het vir hulle ook gesterf deur Jesus. God het Jesus gestuur vir die wêreld. So die mense met wie jy die lewe deel, miskien het jy veragting vir hulle, miskien het jy minagting vir hulle, miskien het jy haat vir hulle. 'n Resentment. Miskien is dit nodig om te sê, die Here het my so lief gehad. Hy het my nooit resent nie. Hy het nie soos, hy het vir Petrus kom herstel. Hy kon vir Petrus gesê, ek is klaar met jou. Hy het nie. Hy het nog nooit vir my gesê, hy is klaar met my nie. Kyk na ander mense en sê, ek moet hulle lief hê met die liefde van Jesus. En dan, as die einde van die boodskap, hoe lief het jy Jesus? As jy bereid om hom te sê, Here, en ek dink dis wat ek maar gedoen het, en jy moet maar doen, is Here, leer my om u lief te hê, soos wat u my lief het. En ons weet, ons gaan nooit daarby uitkom nie, want sy liefde is net te groot, maar ten minste gaan ons stappies in die regte rigting neem. So kom ek bid vir ons. Here Jesus, u het gekom en Petrus kom herstel, waar hy moes 'n leier gewees het hy dit nie gedoen nie. En u wys my so 'n voorbeeld van myself. En u wys vir ons 'n voorbeeld van onsself. Want ons weet baie daar's tye wat ons net nie vir u so volg soos wat ons u moet volg nie. Daar's tye wat ons soos Petrus u verloon. Niks sê dat ons 'n Christen is nie, dat ons voel maar ek het die Here verloon. Daar's tye wat ons voel maar ons het u teleurgestel. Daar's tye wat ons dalk soos Petrus voel maar ek is niks werd nie, ek gaan maar net weer vis vang. Ek is niks werd vir God. En dan hoor ons vanoggend, hy sê, u het vir ons lief en u wil hê ons moet u terug lief hê. So help vir ons daarmee. Help vir ons sodat ons kan leer van Jesus. En help vir ons om gehoorsaam te wees. En lei vir ons deur die Gees. Maak ons bereidwillig. Geef ons die intensie om tyd met u te spandeer. Here, want ons weet, ons gaan niks van u leer by hierdie wêreld nie. Ek bid dit in u naam, Jesus. Amen.